Wat 'n voorreg om saam met jou op 'n maandag aan te kan kuier. As ek sê maandag, 'n nat maandag in Pretoria. Ek glo dat jy het 'n lekker dag agter die rug en dat jy rustig is en dat jy sommer maar net alles wat moes gedoen geword het, klaar gemaak het en klaar geëet het en nou rustig is om saam te kuier in die woord en in die teenwoordigheid van die Here. Vir my Pastoor Stef altyd baie lekker om saam met jou te kuier. Wil jy uitnooi om vanaand se boodskap sommer maar net iemand te tag. Dit is vir my baie belangrik dat vanaand jy nie uitmis op hierdie boodskap. Voel dit nou of hier 'n krapperigheid is, maar vanaand voel ek dat dit so nodig is dat jy nie uitmis op dit wat ek met jou wil deel vanaand. Ek dink eintlik elke sessie is besonders, maar vanaand is een van daai sessies dat ek is iemand wat mense wat my baie goed ken sal weet dat ek vat 'n rukkie en ek dink baie oor goed en dan sal ek dit gaan neerpen en ek sal daaroor mediteer en ek sal wag op die Here en ek sal die skrif gaan deurgaan en dan sal ek wanneer tyd reg is oor iets praat. En vanaand voel ek en weet ek is die regte tyd om 'n sekere boodskap te deel. Ek het daai Ronel lekker om vanaand saam met jou en Stony te kuier en my goeie vriende. En mis ek na ons kuiertjies. Ek was 'n ruk gelede dink dalk 'n maand gelede in Frankfurt. En ons het die aande aangekom en ons het by Tannie Anna gekuier, die buurvrou. En sy het met my begin gesels en 'n paar vrae gevra oor die dood en na die dood en die liggaam en na dit en toevallig ook toe ek verjaar het die 9 Oktober het ek en Stony in die kar gesit terwyl Ronel en Karen besig was om net gou-gou hulle hare te doen. Het ek en Stony gesels juis oor hierdie onderwerp. En ek het eintlik hierdie laaste paar dae baie oor 'n nuwe liggaam. Dis my tema, 'n nuwe liggaam. Gesit en dink. En ek wil juis vanaand daaroor praat. Vir jou wat ingeskakel is, baie welkom as jy nog nie op ons groepe is nie. My nommer verskyn op die verskillende platforms. Karen plaas my nommer op Facebook en dan is dan is my nommer ook so op TikTok en Elmarie plaas dit daar. En dis altyd vir my lekker om sommer maar net mense te laai op ons groepe. Ons is al reeds 'n paar duisend. Ons kan net 1000, ek dink 1200 vir 1123. Hoekom? Ek weet nie, ek kan net 1123 mense op 'n groep laai op WhatsApp. En ons het nou al 'n paar groepe. En ek wil juis vanaand met jou oor iets praat wat ek dink baie van ons eintlik oorwonder en 'n paar vrae het en mag vanaand ook sommer maar net baie van daai vrae geantwoord word. Here, baie dankie vir die lieflike reën wat daar buitekant val. Dankie vir die voorreg wat ons het om sommer maar net vanaand bietjie te kan afsny en stil te kan word. En my gebed is, Here, dat dit wat vanaand hierdie Boeta en Sissa se hartsbegeertes is, dat U dit sal aanraak. Die arm is nie te kort nie, die oor is nie doof nie. Dankie dat ons vanaand sommer maar net van ons dolle gejaag, maar net 'n bietjie kan afsny en maar net vanaand kan stil word. Ons loof en ons eer en ons prys U. Vanaand word verheerlik deur hierdie woord en vanaand wil ek dankie sê vir U guns en dankie vir die wete dat U die dood oorwin.
Ons eer en ons prys U. Amen. Ek sien almal vra, is dit Karen met 'n E of met 'n U, met 'n I, met 'n kolletjie? Wat sien jy as jy in 'n spieël kyk? Wie sien jy? 'n Moeilike vraag. As jy na 'n foto van jouself kyk, wat sien jy eerste? Wat trek jou oog? Party van ons manne kyk dadelik of jy weet hierdie hangkas nog so 'n element van 'n six-pack oor het. Party kyk na hulle neuse wat dalk te lank of te kort of te plat is. En vrouens loer onmiddellik of daai plooitjies sigbaar is. En ja, ons het maar almal op een of ander manier 'n stukkie onvergenoeglikheid oor ons gestaltes. En dit is seker reg so, want die liggaam is die enigste sigbare deel van my menswees wat ek eintlik aan die wêreld daar buitekant en aan myself vertoon. Die liggaam is belangrik want hierdie liggaam huisves die gees. Want God het dit goed gedink dat ons op een of ander manier verskillend sal lyk. Maar dit is net waar vir die tydperk wat ons op die aarde deurbring. Ons lyk in hierdie kant van die graf almal anders. Hoewel ons hierdie tydperk waarin ons is nog sal wees en moet wees aan hierdie gestalte wat ek en jy ons elke dag in bevind, moet ons besef dat hierdie liggaam sal agterbly wanneer ons aanbeweeg na 'n finale geestelike tuiste toe. Iewers sal ons moet begin afskeid neem van hierdie aardse liggaam en as ware losmaak van hom, want ons gaan hom nie meer nodig hê nie. En ek wil hê jy moet baie mooi aandagtig luister wat ek vanaand vir jou sê. Hierdie liggaam gaan nie meer nodig hê nie, want ons gaan 'n opstandingsliggaam kry, 'n nuwe een, wat van ander goeters aan mekaar gesit sal wees. En die kruks van hierdie saak lê vir my daarin dat mense dit nie kan glo as Jesus se fisiese opstanding nie vir jou 'n werklikheid is nie. Dit moet vir jou 'n werklikheid wees, sy opstandingskrag. As Christus nie vir jou 'n werklikheid is in sy opstandingskrag nie, dan gaan dit nie vir jou sin maak nie. Ek wil nie jy weet rondspring vanaand nie. Ek wil sommer met jou deel dat jy nie mis wat God vir jou wil sê nie. En daar's verskillende vertalings. Ek wil vanaand vir jou uit 'n message, uit die boodskap uit lees die volgende gedeelte. Dis nie 'n ander Bybel nie. Dis maar net 'n vertaling wat geskryf is in die meer oorspronklikste Grieks. Dat ek en jy dit sal verstaan. Maar hy kom in 1 Korintiërs 15 en hy praat daarvan af vers 12 tot 19 juis oor hierdie gedeelte. En ek wil met jou juis praat oor 'n nuwe liggaam. Want dit wat hier is, wat jy nou sien van Stef, is maar net tydelik. En iewers te gaan ons langs die pad van hierdie liggaam en ek van hierdie afskeid neem. Hy kom in die boodskap en hy begin by vers 12 in 1 Korintiërs 15 en hy sê die volgende: Daar is tog geen twyfel oor die boodskap nie. Jesus was dood en is weer lewendig gemaak. Hoe is dit dan nog moontlik dat party van julle kan twyfel en kan sê dat God nie mense wat dood is lewendig sal maak nie? As God nie iemand wat dood is lewendig kan maak nie, sou hy ook mos nie vir Jesus lewendig kon maak nie. As dit daarom waar sou wees
Beteken dit dat alles wat ons vir julle vertel het net 'n klomp leuns is en dat julle in net mooi niks glo wanneer julle sê julle glo in Christus nie? En dit is nie al nie. As Jesus nog dood is, beteken dit dat ons 'n klomp leuns oor God ook vertel, want ons sê mos dat hy Christus lewendig gemaak het. As God die mense lewendig gemaak het nie, geld dieselfde mos vir Jesus, dan is hy mos ook nie lewendig gemaak nie. En as God hom nie lewendig gemaak het nie, is julle nog maar net soos julle altyd was, van kop tot tone in die sonde. En dan gaan hy verder en hoor wat sê hy, dan help dit niks meer dat julle glo nie. Dan is nie net ons nie, maar ook al die ander Christene wat al dood is, sonder enige hoop, totaal verlore. As Christendom net iets beteken terwyl ons nog op hierdie aarde is, en daar vir ons niks meer oor is daarna nie, is ons 'n hopelose spul mense, vir wie ander net baie jammer kan voel. Sjoe, ek lees hierdie gedeelte vanmiddag, en ek nou 'n middag agter die rug gehad. Jy weet, dit reën, die battery, jy weet mos hoe werk dinge. Jy weet, hier voor Paydey, dan pak die battery op. Gelukkig was dit nie die alternator nie. Toe pak die battery op en is reënerig en ek sit daar tussen nowhere en somewhere en jy moet uitklim en jy reën nat en jy moet nou dit uitsorteer. En jy voel dan, ag, as dit maar net kan oorwaai. En jy voel dalk vandag dat jy sommer maar net kan klaarmaak in hierdie kant van die graf. En jy's moeg in jou liggaam. Dalk sit jy vanaand en jy wonder oor die dood en die hiernamaals en daarna. Ons almal het mos maar ons oomblikke. Maar in vers 16, ek het nou vir jou gelees van vers 12 tot vers 19 in 1 Korintiërs 15. Maar hy kom in vers 16 en hy sê in die boodskap, as God nie mense lewend gaan maak nie, geld dieselfde mos vir Jesus. Dan is hy mos ook nie lewendig gemaak nie. Hoewel ons nie te verknog moet raak aan hierdie aardse liggaam van ons nie, moet ons dit oppas. Ons moet dit versorg, ons moet dit voed, ons moet nie skade aan hierdie liggame aandoen nie. Ons moet dit in stand hou en 'n goeie lewenskwaliteit lewe kan handhaaf. Maar ek wil vir jou een ding sê, dat hierdie liggaam wat jy in is, gaan agterbly. En baie mense vra steeds die vraag of ek myself kan laat veras. In hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 15 sê die Bybel baie duidelik dat dit nie die materiële gestalte sal wees wat opstaan nie. Hierdie wat jy sien, gaan nie na die dood weer opstaan nie. Daar was al baie debat oor wat sal gebeur as die grafte oopgaan. Kom ons dink vir 'n oomblik oor hierdie, kan ek maar sê, gruisame werklikheid. Met verrassing word hierdie liggaam binne minder as 90 minute as. Dit word maar net stof. En dan bly daar bykans niks meer oor nie. In 'n graf neem dit so 10 tot 15 jaar totdat net been oorbly. Wat dan baie lank neem om finaal te vergaan en stof te word. In albei gevalle is stof tot stof. Waar en die mens se aardse liggaam word eintlik maar net weer deel van die natuur. In 1 Korintiërs 15 vanaf vers 35 sien ons
duidelik dat hierdie liggaam onder die grond, of hierdie, kan ek maar sê, die 2 kilogram as na verassing, nie meer nodig is vir die opstandingsliggaam nie. Wat belangrik is om te weet dat hierdie liggaam vir hier se gebruik is. Jy het hierdie liggaam om aan hierdie kant van die graf te gebruik. Om te weet, wat belangrik is om te weet dat hierdie liggaam aangewend moet word vir die regte. Maar dit wat hierna kom, Boetasissa, is nie meer afhanklik van 'n fisiese liggaam nie. Want hierdie aardse tentwoning sal, kan ek dit so stel, opgeslaan word en nie meer gebruik word nie. En net so was dit met Jesus. Hy was nog altyd in die hemel. Hy het afgekom aarde toe hy 33 jaar net 'n menslike liggaam nodig gehad. En na sy opstanding het hy weliswaar in sy aardse gestalte verkeer tot en met die hemelvaart. Maar ook hy gebruik nou nie meer hierdie aardse gestalte nie. En ek kan nie verstaan hoekom mense vir soveel jare wat ek in my geloof staan oor dit wonder nie, want ek het nog nooit daaroor gewonder nie. Ek was eintlik nog nooit bekommerd oor as ek my asem nie uitblaas, jy weet wat gaan ek in watse vorm gaan ek aanneem nie, want die woord is baie duidelik. Ek dink ons moet by 'n plek aankom om die woord maar net te lees wat daar staan. Ek dink mense wil die Fariseërs en die Sadduseërs en die Kopseërs en die manne met die lange hare en die dik brille wil dit vir ons te ingewikkeld maak. Maar dit is eintlik baie eenvoudig. Jesus self gebruik nie meer hierdie liggaam nie. Hy het dit agtergelos. Hy het opgevaar. Hoe gaan ons lyk wanneer ons uit die dood uit opstaan? 1 Korintiërs 15 kom in vers 35 in die boodskap en hy sê, jy kan dit gaan lees tot in vers 58, ek gaan vir jou 'n paar versies, ja, dalk moet ek vir jou 'n klomp lees. Iemand onder julle mag dalk wonder, luister baie mooi wat sê. Iemand onder julle mag dalk wonder, hoe op aarde kan iemand wat dood is weer lewendig word en hoe sal sy liggaam daarna lyk? Dit is daarom 'n dom vraag. Onthou net, dit sê ek wat dit sê nie. Hierdie staan in jou Bybel. Dit staan net in ons Bybels. Hy sê, hoe op aarde kan iemand wat dood is weer lewendig word en hoe sal sy liggaam daarna lyk? Dit is daarom 'n dom vraag. Julle weet mos dat 'n saad wat jy in die grond saai 'n ruk lank eers lyk of dit dood is en daarna 'n rukkie kom die lewendige plantjie uit. En verder, as jy byvoorbeeld 'n mielieplant, plant jy tog nie 'n groot plant met 'n mieliekop en al nie. Jy plant 'n mieliepit. God besluit dan self hoe die plant moet lyk. Elke soort saad gee mos 'n ander soort plant. Die diere en mense verskil net so. 'n Mens is mos anders gebou as 'n dier of 'n vis. Die sterre en die son is op 'n ander manier mooi as die dinge hier op aarde. Selfs die sterre verskil van mekaar en is elkeen op sy eie manier baie mooi. Die pragt van die son is anders as die pragt van die maan. Net so sal dit wees wanneer ons uit die dood lewendig word. Hoor wat sê.
Die liggaam wat doodgaan. Dis wat ek en jy lees dit is wat ons lees in 1 Korintiërs 15. Jy hoef nie te wonder hieroor nie. Hy sê die liggaam wat doodgaan, vergaan heeltemal, maar die liggaam waarmee ons lewendig sal word, sal nooit vergaan nie. So na die dood kry ons nuwe liggame. Die liggaam wat begrawe word, hoor wat sê, die liggaam wat begrawe word is vol gebreke, maar oor ons nuwe liggaam sal ons maar net kan oorloop van trots. Ek wil vanaand vir jou sê, hierdie liggaam het sy tekortkominge. En dan lees ek vanaand wat die woord vir ons sê. Hy sê, maar oor ons nuwe liggaam sal ons maar net kan oorloop van trots. En dan sê hy die volgende, die ou is swak, maar die nuwe is vol krag. Ons sterf as gewone aardse mense. En dan kom hy en hy sê, maar ons gaan lewendig word in 'n nuwe geestelike liggaam. Soos daar 'n gewone aardse liggaam is, soos daar ook 'n geestelike liggaam. Soos daar ook 'n geestelike liggaam. Ek hoop jy hoor wat sê die woord duidelik. En hy maak 'n onderskeid. Want uit die skrif staan daar dat die eerste mens Adam 'n lewendige mens geword het, maar die laaste Adam, dit is Christus, die gees wat mense geestelik lewend maak. Ons word dus eers met ons gewone aardse liggaam gebore. Daai liggaam word gebore, hy kry titie in die maan en hy word groot. Hy sê die geestelike liggaam kry ons eers later. Die eerste mens Adam is mos uit die grond van die aards gemaak. Die tweede mens, Christus, het uit die hemel uitgekom. Die mense op die aarde is almal soos Adam. So hy praat van die eerste Adam. Maar die mense wat in die hemel is soos Christus. Aanvanklik was ons almal aard soos Adam. Maar in die toekoms sal ons lyk soos Christus wat uit die hemel gekom het. My liewe broer en suster, hoor wat sê hy in 1 Korintiërs 15. Hy gaan verder hier. Hy sê, my liewe broer en suster, wat ek met ander woorde wil sê is dit. Ons met ons aardse liggaam. Ek wil net hierdie good lawns op net die blok. Good riddance for good lawns. Hy kom en hy sê, my liewe broer en suster, wat ek met ander woorde wil sê is dit. Met ons aardse liggaam kan tog nie in die nuwe wêreld van God ingaan nie. 'n Liggaam wat doodgaan en vergaan, kan tog nie in 'n nuwe wêreld van God gaan bly, waar alles vir altyd hou nie. Die wat nog in hulle aardse liggaam lewe, wanneer hy sal kom, sal in die plek daarvan 'n nuwe liggaam kry. Wow. Hier is so duidelik. En dan gaan hy verder en hy sê dit. Jy kan dit gaan lees in 1 Korintiërs 15 vers 35 tot vers 2:53. Hy sê wanneer daar aangekondig word dat die Here kom, sal dit vinniger gebeur as wat die oog kan sien. Dit sal so gebeur. Die aankondiging sal kom dat die Here kom en dan sal die mense wat al dood is, die mense, hoor wat sê, die mense wat al dood is, lewendig gemaak word met hulle nuwe liggame. Ek wil net, ek wil vanaand vir julle sê, hier is nou weer 'n paar mensies wat
weer oorig is vanaand op my groep. Die klomp scammers. Ek dink ons, wat ek net nou gesê het, maak dit te ingewikkeld. Want hier staan dit eintlik baie mooi uiteengeskryf in 1 Korintiërs 15. Hy sê hierdie liggaam wat ons nou het, gaan agteruit. En ons is op pad na die dood toe. Dit is so, ek kan sien van die ouderdom 40 tot op die ouderdom 51 waar ek nou is, en 2 weke amper, ek gaan agteruit. Ek kyk nou, maar hy gaan agteruit. En tog sê die woord, die nuwe liggaam wat ons gaan kry, sal nie agteruit gaan nie. En sal ook nooit dood gaan nie. Die nuwe liggaam wat ons gaan kry, sal nie agteruit gaan nie, en sal ook nie dood gaan nie. Dank die Here daarvoor. En nou gaan hy verder, en hy sê die volgende. Hy sê, wanneer dit alles gebeur, sal dit presies wees soos die skrif gesê het, dit gaan wees. Die dood het nie meer enige krag of invloed nie. God het al die krag as oorwinnaar. En dan gaan hy verder en hy sê, daar is net mooi niks oor van die dood se mag nie. Ek wil vanaand vir julle sê, die dood het nie meer 'n mag vir 'n gelowige nie. Sal die dood ons nog kan seermaak? Hy sê nee, verseker nie. Sonde is die oorsaak dat ons doodgaan. Die eerste Adam het daai besluit geneem. Sonde is die oorsaak dat ons doodgaan. En ons kan nie stryd dat ons in sonde vasgevang is nie, omdat die wet van God so duidelik daar is en dit vir ons wys. Maar ons is anders. Ons het baie waarvoor ons vir God dankie kan sê. En nou sluit hy amper hier af. Hy sê, Jesus Christus het gewen, en omdat hy gewen het, het God ons saam met hom wenners gemaak. Hy het ons wenners gemaak. Hy het ons wenners gemaak. Boeta, so sal luister vanaand wat God sê, dit gee julle alle rede om julle nie 'n duim te laat wegbeweeg van dit waarin jy en ek glo nie. En ek wil vanaand vir jou sê, staan vas. As daar iets is wat julle vir die Here kan doen, doen dit en nog meer, maak maar nie saak wanneer en waar nie. Julle twyfel mos nie een oomblik daarin dat wat julle vir die Here doen, die moeite werd is nie. As ek na hierdie gedeelte kyk, dan is ek opgewonde. Want vir ons is hier 'n onbeskryflike klomp hoop in hierdie gedeelte opgeteken. Die swaar kry wat gepaard gaan met ons aardse lewe hier, moet nie ons totale mens wees definieer nie. Ons aardse liggaam is die, hoe kan ek dit stel, die gereedskapstuk waarmee ons sonde doen, hierdie liggame. En dit sluit jou gedagte wêreld ook in. Maar gelukkig bly hierdie liggaam agter en gaan nie saam in die hiernamaals in nie. Ek kan nie hoef oor hierdie liggaam mee bekommerd te wees nie. Ons gaan nuwe liggame kry. En in 1 Korintiërs 15 kom hy in die B-gedeelte in vers 53 en hy kom en hy sê die volgende: die nuwe liggaam wat ons gaan kry, sal nie agteruit gaan nie en sal ook nooit doodgaan nie.
sal nooit doodgaan. So God het ons aardse liggaam so geskep dat hy gemiddeld van 80 jaar sal hou. Maar hy het ons opstandingsliggaam so gemaak dat dit vir ewig en ewig en ewig sal hou. So in daardie liggaam sal geen pyn, geen ellende meer betrokke wees nie, geen gestremdheid nie, geen onvolmaaktheid nie. Geen sonde, geen agteruitgang, geen swaar kry, geen siekte, niks wat sleg is nie. Dit is iets om na uit te sien. Ek wil my verstout om te sê, moenie te verknog wees aan hierdie aardse liggaam nie. En aanvaar dat jy iewers sal moet losmaak van hierdie liggaam. In Korintiërs 15 sê in vers 19. Hy sê as Christendom net iets beteken terwyl ons nog op hierdie aarde is en daar vir ons niks meer oor is daarna nie, is ons 'n hopelose spul mense vir wie ander net baie jammer kan voel. Ek wil vanaand vir jou sê, en ek wil jou uitnooi, en ek gaan hierdie week oor die liggaam en ek gaan oor die dood 'n bietjie praat, nie dat dit mismoedig en dat dit depressief moet wees nie, maar dat ek en jy 'n duideliker prentjie sal hê, dat hierdie waarin ek en jy tans in is, en wat ons tans beleef en ervaar, maar net tydelik is. En vanaand het ek vir jou gewys in 1 Korintiërs 15, hoe duidelik dit vir ons uiteengesit is, dat ek en jy hoef nie bekommerd te wees nie, dat hierdie is maar net tydelik. Dit gaan verby. God het vir ons iets nuuts, en in 'n nuwe liggaam gaan jy nie meer vermoeid en belas wees, en gaan jy nie meer die bevrees, of gaan jy nie meer vrees, en gaan jy nie meer ervaring van angs hê nie. Dit is ons hoop. Kom ek en jy, gryp vanaand dit aan. Ek gaan vanaand afsluit net hier, en ek wil môre aand sommer verder gaan, en kom ons hoor wat die Here vir ons wil sê. Kom ek en jy raak nie bekommerd oor daai dag nie. En iemand vra my, wanneer gaan die dag van die Here wees? Wanneer gaan die wederkoms plaasvind? Ek wil vir jou sê vanaand, dit kan vir jou vanaand plaasvind. En vanaand kan 'n klop aan jou deur wees, jou lewensdeur. 'n Dag kan sommer net weer streep getrek word. Kom ek en jy het nuwe vooruitsigte. Kom ons kyk anderste. Kom ons hou nie vas aan dit nie. En kom ons sien ook dat dit wat agterbly, gaan ons nie nodig hê in die volgende lewe nie. Ek wil môre en donderdag, woensdag aand bid ons saam. Wat ek wil na hierdie week by jou iets los, dat jy nie hoef bekommerd te wees en te wonder hoe dit gaan wees na die dood nie. Vader, baie dankie vanaand vir hierdie woord. Dankie, in Christus is ons nuwe skepsele. Die ou lewe het verbygegaan, alles het nuut geword.
Dankie vanaand vir die woord. Dankie vanaand dat U die dood oorwin het, dat U die angel verwyder het, dat die voorhangsel geskeur is, en dat ons na U toe kan kom in gebed, en dat U vir ons Heilige Gees gegee het. Ek bid vir hierdie man, en ek bid vir hierdie vrou vanaand, vir die bekommernis en die vrese, dat U ook vanaand by hulle kom stilstaan, en hulle kom bedien. Dankie dat U genade vir ons genoeg is. Ons eer en ons loof U. Daar is niemand soos U. Niemand wat opgemeet en vergelyk kan word met U nie. In Jesus se naam. Amen. Dag, moet ek môre aand so 'n bietjie praat oor. As jy nou doodgaan, moet ons veras, moet ons begrawe. Wat gaan gebeur? Wat gaan opstaan? Hoe gaan jy lyk as jy opstaan? Ja, kom ons gesels môre aand bietjie daaroor. Ek dink dit sal interessant wees. Ek gaan dankie Renier, dankie Elmarie, dankie Karen, ek sien al dat my nommer oral geplaas. As jy nog nie op ons groepe is nie, gaan op die groepe. Ek plaas hierdie ook nou op TikTok weer en op YouTube, en hierdie boodskap gaan ek vanaand ook so op ons groepe plaas, op WhatsApp, en as jy nog nie op ons groepe is nie, gaan daarop, en ja, dis maar net dat jy elke dag ons dagstukkies kan kry. Vanaand was vir my baie lekker geweest om saam met te kuier, en ek hoop 1 Korintiërs 15 het vir jou 'n ander betekenis. En ek gaan môre aand sommer verder gaan. Want weet jy wat? En ek dink, baie sal sê, kom hieroor praat. Ek dink is soms nodig dat ons hieroor praat om vir mekaar reguit te sê. Jy weet, ons elkeen gaan doodgaan. En daar gaan 'n einde wees. Vir my is die dood nie 'n bekommernis nie. Vir my is daar geen vrees in die dood nie. Vir my het die dood geen donkerte en stoor nie. Vir my is die dood eintlik maar net soos 'n Uber wat my uit hierdie lewe na 'n volgende lewe toe vat. I don't have any doubt. Kyk uit om môre aand saam met jou te kuier tussen 8 en 9. Is lekker gewees om saam met te kuier. Ek wil weer eens vra, as daar iemand is, ek het dit gisteraand ook genoem, wat vertroud is met die AI, die Artificial Intelligence, op sosiale platforms. Ek wil dit graag, jy weet, tot voordeel gebruik, my bediening, en ek het nodig dat ek met iemand gesels wat bietjie kennis het daaroor. Ek het kennis oor baie goed, maar dit is altyd lekker om iemand in te kry. Met die algoritmes en met die Artificial Intelligence. 18 môre aand, jy weet, kuier ons weer so saam, en daar's my nommer op die bladsye, stuur 'n boodskap, ek laai op ons groepe, en jy sal net nou voor 9 sal die boodskap ook daar geplaas word. Lekker gewees om saam met jou te kuier. Daar waar jy is, blom, dra vrug, en ja, maak 'n verskil op die markplein. Dit is lekker om op die aanlyn saam met jou te kuier. Sien uit om môre aand saam weer te kuier dieselfde tyd. God bless.